Anh buông buồn, anh buồn mấy một vàng buồn lấy đi sẽ thương về nước xoan bao ở xa khơi lấy
is elke dierbare so goed. Pastoor daar agter is gegroet. In die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Dat is nie 'n ander naam wat ons vanmôre vir julle kan groet nie. Maar die naam wat krag dra, die naam wat verlossing bring, die naam wat red, halleluja. Dus vanmôre gaan ons sommer lekker Here aanbid en die Here lekker dien. Want die Here het vir ons die hele weer kans gegee, dat ons weer vanmôre hier kan staan. Dit is net 'n genade kans vanmôre, om in die teenwoordigheid van die Here te is. Halleluja. I'm on my knees. I found my Jesus down on my knees. I found my Lord down on the mountain, not in the valley, but on my knees. I found my Lord down on my knees. I found my Jesus down on my knees. I found my Lord not on the mountains, not in the valley, but on my knees. I found my Lord down on my knees. I found my Jesus down on my knees. I found my Lord down on the mountains, not in the valley, but on my knees. I found my Lord down on my knees. Hallelujah. I found my Jesus down on my knees. I found my Lord not on the mountains, nor in the valley, but on my knees. I found my Lord down on my knees. I found my Jesus down on my knees. I found my Lord not on the mountains, nor in the valley, but on my knees. I found my Lord down on my knees. I found my Jesus down on my knees. I found my Lord not on the mountains, nor in the valley, but on my knees. I found my Lord. Ons gaan die Here lekker aanbid vanmôre. Ons gaan die Here se naam verhooglik vanmôre. Want dit is nie 'n ander naam wat ons vanmôre verhoog. En my skyn en Here, ons skyn vanmôre, Here. Dat Jesus ons alles vanmôre, Here. Maar na ons dan ons toevlug in die vanmôre, Here. Die wat jy wil in aanpas maak, Here. Ons skyn vanmôre, vanmôre, voor Jesus. Ons is dankbaar vanmôre, Here. Dat U vir ons is, Here. Dat U se laat deel ons is, Here. Ons is Here. Ons is bly, dankbaar, Here. Dat ons afhanklik van U af is, Here. Here, vanmôre, die wat pakken. En ons is
Ons prys U naam. Halleluja. Dankie Jesus. Oh, Here. Hou ons vas, Here. Here, daar is niemand soos U vanmôre, Here. Ek aanbid U, Jesus. Ek loof U, ek prys U met U Vader. Baie dankie, Here Jesus. Ewige Vader. Dis die sterke God, Here. Dis die vrede voors, my Vader. Oh, dankie, Here, vir U liefde. Waar is ons bevind dit, Here? Ons het U nodig vanmôre. Soos nooit tevore nie. Baie dankie, Jesus. Baie dankie, Here. Terwyl ons in die bestemming is, gaan ons net vir Pastor Virgil vra om ons die dienswerk van die Here te open in die woord van gebed. Halleluja. Hemelse Vader, Here, dankbaarheid dat ons staan hier voor U altaar, o God, Here. Dankie vir nog 'n dag wat aangebreek het, Here. Dankie vir die kans wat U ons gegee het, o God, Here. En dankie vir elke woord wat ingekomen, Here, om met mekaar te kan kom, te kan staan, Here, in die teenwoordigheid van die Here. Help ons, Here, om te hou met die program wat U vir ons daar gestel het, Here. Dit wat U wil hê ons moet doen, dat ons aandag vestig, Here, op dit wat van bo afkom, Here, en nie dit wat op die aarde is, God, Here. Dankie, Here, vir die genade. Dankie, Here, dat ons op U kan staat maak, my God, Here. Laat ons nie op onsself staat maak, dat ons staat maak, Here, op die leiding, my God, Here, van die Heilige Gees. Versterk ons, God, Here. Help ons, Here, om gehoorsaam te wees aan die woord. Help ons om gehoorsaam te wees aan die stem, o God, Here. Ek prys U, Amen. Ek gee die eer en die heerlikheid behoort aan U in Jesus naam. Amen. Halleluja. Dankie, Pastor Virgil. Die wonderlike gebed. Halleluja. Ek dink al die pastoor sê, jy sien die verste op jou knieë as wat jy kan staan en sien. So laat ons op ons knieë bly en die Here aanbid. Halleluja. Jonas, it's over now. It's over now. It's all over now. I know that I can make it, but the storm is over. It's over now. It's all over now. I know that I can make it, but the storm is over. It's all over now. It's all over now. I know that I can make it, but the storm is over. It's all over now. It's all over now. I know.
We're not going to love forever. We're not going to work forever. We're not going to be in the storm forever. Niks rare waar dierbaar is. Dat is die Here jou uitgehaal, dan het jy die Here jou uitgehaal. As jy in wat so storm vanmorgen, vertrouw die Here man. Vertrouw met jou alles op die Here. En die Here gaan jou die storm uithaal. By die Here is ons niks onmoontlik nie. Niks is onmoontlik met die Here nie. So, ek sien net in wat die storm ons ook al is, die Here gaan ons uithaal. As het klein of as het groot, of as het min of as het baie is, dit maak nie saak nie. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, nie verniet nie. Hy gaan ons uithaal. Uit jou onthou en wacht vir my. Toe haar hart en wacht vir my. Oh
ons ontdom. Ek is wonder dat die Here ons ontdom. Waar sou ons bevind is vanmorgen as die Here nie aan ons gedank het nie? As die Here ons vergeet het, waar sou ons bevind het vanmorgen? Ai, baie dankie Here. Baie dankie Here. Dat ek by U kan sien. Dat ek by U kan skuil. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dat ons op die hart sal bring. Dat ons toevoeging met aan U toe neem. Dat ons nie by U sal skyn. Dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie Jesus. Yes, Lord, we praise you. Lord, you are worthy. Worthy to be praised. Lord, we praise you. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy, Lord. You deserve the best. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy, Lord, you are worthy. You deserve the best. 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 The best. You Here, you are worthy to be praised, Lord. Die naam is werd om geprys te word vanmorgen. Dat is nie een naam wat ons wil prys nie, maar die naam vir ons hier hou wat vir ons krag gee. Halleluja. Ek dink die Here het ons hele week deurgedra. Ons moet dankbaar is vir die Here. Prys die naam van die Here.
Zodat we het lied zingen. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shadow. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me,
Dankie Here dat ons U kan gevra het om vir ons te cover vir die hele week. Beskerm ons vir die hele week. Lord Jesus. Want is daar die ander iemand anders wat ons kan vra en wat ons kan beskerm. Maar net U naam van die Here. As net U Jesus se naam. Ons het nou lekker geworship, né? Praise Him. Nog gaan ons bietjie die naam van die Here. As God begin beweeg, wie kan hom blokkeer? As God begin beweeg, wie kan hom blokkeer? Wie kan hom aan die Jordaan voor die water stuur? As God begin beweeg, wie kan hom blokkeer? As God begin beweeg, wie kan hom blokkeer? Oh,
Laat het nie sê. Laat die Here jou vertrou. Halleluja. Laat die Here jou vertrou. Amen, dierbares. Wees gegroet in die wonderlijke naam van onze Heer Jesus Christus. Ik wil net gebruik maken van die gelegenheid, wat hij vrijmoedigheid wat komt met die geest van de Heer. Amen. Where the Spirit of God is, there is liberty. Met andere woorden, die Heer inspire ons om te komen. Om dit te brengen wat hij wil hebben, wat de ander kan opbouwen. Yes, Lord. Whatever het is wat de Heer jou gegeven en jou opgebouwd, is dan goed voor iemand anders ook. Dit is hoe het werkt in die context van die lichaam van Christus Jezus. Dat die een
die ander ene moet opbou. Dat die ander ene se hand moet vashou. Amen. Amen. Maar sê, ek hoop dat my gedagtes kom by mekaar wanneer ek hierdie boodskap bring. Dit is net so 1 of 2 woordjies. Ek het nie baie om te sê nie, want ek sê dan in elk geval ek hier gas hierso. Ek wil nie te veel praat, ek is bang die suster gaan opstaan en sê, broer, jy praat, jy moet nog klaar kry, is nog tyd, jongen, ons wil gaan die pampoen broer, die pampoen. Amen. Amen. Dankie. Ek gaan so 'n bietjie raak aan die debat van Bethesda Yes, halleluja. en dan nog so 1 of ander 2 dingetjies wat ek nog wil byvoeg by daai saak. Die vraag wat ek wil vra omtrent dit wat gaan oor die debat van Bethesda, wil ek weet hoeveel van ons sit nog by die debat. Ai, Jesus. Hoeveel van ons is daar wat nog steeds daar by die debat sit? Ons wag nog, want ons wag nog, because ons het nie die boodskap gekry nie dat hy het al reeds dit gedoen. Amen. Hy het dit al reeds gedoen. He's already done it. It is over, it is finished. Amen. Die woord van die Here, amen. Dat is niks anders waarop ons kan, jongman, daar is niks anders waarop ons staat maak nie behalwe as die woord van die Here. Yes, halleluja. Want die woord van die Here is onveranderlik, dit bly dieselfde. Want die God wat dit van spreek is dieselfde God, yesterday, the same God today, and it will be the same God forever. Amen. Praise the wonderful name of Jesus. Praise the wonderful name. So ek wil net deel met die saak waar ons sit met die probleem dat ons hoe noem mense die dan, ons sit met die probleem dat I want God to meet me in my time of need. I want God to meet me in my situation of need. I want God. Cripple. Wil jy opstaan? Ja. Geestelik cripple. Not physical. Geestelik. I want God to meet me. En wat sê die woord van die Here? Kom. Kom na my toe. Kom na my toe. Almal wat vermoeid Yes, halleluja. en belast is. Ek sit met my situasie, ek sit met my probleem. Wanneer gaan die Here kom? Of wanneer kom jy? Amen. Die woord van die Here in Jeremia sê die ding. Call on me and I will answer you. Maar het eindigt nie daar nie. Hy sê dat I will show you great and unsearchable things that you do not know. Ai, Jesus. So daar is sekere, wat sê die woord, daar is sekere dinge wat jy nie weet nie. Daar is sekere dinge wat ek nie weet. Die Here sê, kom, roep my aan, en dan gaan jullie goed te wys. En as die Here sê, kom, dan praat hy ook noodwendig van die issue van, of die situasie van koninkryk van die Here. Die koninkryk is calling you into His kingdom. Die probleem is daar is dat as jy enige plek gaan, as jy Shoprite ingaan, jy tel bykens op, jy tel die 100 stukkies op en alles die goede. Maar daar's 'n reël. Jy vat al die goedjies en as jy daar by die til kom, dan moet jy betaal. Jy moet betaal. Ek dink nou so vinnig aan die issue van die koninkryk en waar die Here nou sê kom en alles hier because die prys is al reeds betaal. Yes, halleluja.
koninkryk kan die prys is al reeds betaal. Ek dink is aan Isaiah wat dit sê, kom en kom koop sonder geld. Alleen nie geld, kom koop het, kom kry. Because die prys is betaal. Maar die ding is so, die ding is, nothing is for free. Dan kom die vraag mos, as die Here dan deze prijs betaalt, hoe sê jy dinge, nothing is for free. Die boodskap wat ek kry is, die Here soek vir jou. Ons praat, maar kyk ons gesels mos, dit is mos die kerk. Dit is mos die kerk, die vrymoedigheid wat kom in die gees, die Here, het my mos otherwise aan mekaar gesit. Ek gaan nou nie, hopelijk, ek nog nie baie sweet en my wange gaan skit en so nie, maar die is hoe die Here my wil hê, ek moet sy volk bemoedig, my broer, my sister, die pastoor, my oom, my auntie, die baba, die jeugd, maar die Here wil hê, jy moet bemoedig word. Jy moet bemoedig word, want die is sy huis. So hy sal die ding doen soos hy wil hê, dit moet gedoen word. En hy sal het doen op sy manier, because after all, he is God. Nobody else but him. Die woord van die Here, Isaiah, ek het die linkerkant gekyk, there was no God. I look to the right, there was no God. I look ahead, there's no God. I alone am God. Sê die woord van die Here. Niemand anders nie. In my time of need, die Here moet na my toe kom. Because die Here kan ons sien ek sukkel. Die Here kan sien wat maak die kinders. Die Here kan sien ek het die geld nie. Die Here kan sien, die Here kan sien, die Here kan sien. In the meantime, lê jy daar by die pad van Bethesda. Ons lê daar en ons chill by die pad van Bethesda. Ons chill by die pad. Ons chill. Prijs is betaal. Lê nog op die, whatever. Hoekom lê ons daar? Hoekom chill ons langs die pad? Hey, die sonde man. As voor die zonne. Dan maak je een beetje squeamish. Dan maak je squeamish. Nee, redder als ik ga niet redder. Ik weet dan waar vanaf kom ik. No. Ik weet wat volgt mij. Ik weet wat draai ik hier in mijn hart. I know what I'm carrying here, the jealousy, the confusion, all those things. Ik draai het mos nou hier, ik kan zien, maar ik is verrondig om in te springen, maar nee. En die woord in Psalm sê, wie is die? That will go up to the hill. Wie is dat? Wie is die? Wat op zal gaan. En die woord kom in die antwoord som en sê, die enige met die skone hande en een reine hart. Dit leek nog aan die bad as gevolg van die verskoning wat ons maak van, ons allemaal het ons swakhede. Pastoor, ons het swakhede. Pastoor, ik zou niet verstaan. Pastoor, ik zou niet verstaan. Vertrouw je die pastoor, of om te zeggen, pastoor, maar je zou niet verstaan. Because the Heer said that I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. So, my verskonings op 'n stadium tot op 'n einde kom, my verskonings raak die sonde.
in jou lewe because daai is die ding wat jou agterhou. Ek moet vorentoe stap. Ek Virgil moet vorentoe stap en ek met myself beskikbaar stel vir die dienswerk van die Here. Yes, hallelujah. Because volgens die woord, elkeen is gegee, elkeen het gekry en elkeen moet operate according to the giftings that you've received. Because in the end, your gift will make a room for you. What to say between mighty men and all that. Your giftings. Je kan jezelf minder ag en min sien en sien dat nee en jou probleem. Dis 'n probleem as jy nou sit ek met probleme voor en ek bly agter. Ek bly agter en ek sit met probleme voor. So wanneer dit nodig is, wanneer God vir jou wil hê, sit jy 'n deel van jou aan die voorkant. Maar eintlik soek God vir jou, maar jy sit 'n ander deel van hom voor, van jou voor. Sien, because die Here sê dat while you say that I want God to meet me at my point of need, vir die Here kom, God wants to take you beyond. You want to go beyond your problem. He wants you to go beyond your situation. He wants you to go beyond your thinking. He wants you to go beyond your gewoontes. He wants you to go beyond your swakheid. Because as jy swak is hy sterk. Yes, hallelujah. Volgens die woord van die Here. Sien, ek wil nie myself voorsit nie. Ek wil nie sê ek doen nie myself voor hier nie. Die woord van die Here. Because when I'm weak, then He's strong for me. I don't have an excuse. Sien, as ons aangaan by Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Die laat my neer lê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lê hy my heen. Yes, hallelujah. Hy doen wat hy doen. Hy verkoop my siel. Hy vernuwe my. So met ander woorde, jy kom keer toe vir die skrif. Because now, dit beteken dat jy sal attentively moet luister na die woord. Because in the word, God wants to verkoop you. God wants to quicken your soul. If you go out empty-handed without anything, do not blame anyone else beside you. Because in a situation, in circumstances where God speaks, where God is in control, He will have a word for everyone. Dit is hoekom die Here wil hê my liggaam en my mekaar kom, because dit is wat hy wil praat met ons almal. Een woord. Maar nie die hele message bly nie. Een woord is joune. Jy weet ons dat is jou sonde. En hulle praat oor van, net so wat, dat so liggies gepraat van, is jy, daar was gepraat met jou, sodat jy jou kan bring na die Here toe, sodat jy verkoop kan word. Amen. So, ja, dan heb ek ook gepreek en gesê, dat is 'n uniform. As jy werk vir fidelity, ons kyk jou en sien, uniform kan fidelity, kan verstaan. Ja, so daar is 'n security guard. Shoprite, geel, ja, Shoprite. Check, check. Ackermans, ek kan sien. Hoe word jy herken? Christen? Kind van die Here? Kind van die Amen. Amen, kind van die Here. Hoe word jy herken? Okay. Dan as jy nou nie antwoord het nie, ek praat met die dat, kyk as dit vir jou is, dit vir jou. Take it. Like a man, like a woman. Be strong. Be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Hallelujah. Wat is jou uniform? Soos ons nou hier so sit. Wat is die uniform? Wat is die uniform? Wat moet ek aan het? Sodat ek erken kan word dat ek 'n daadwerklike Christen is. Dat is van ons wat Christen is en dat is van ons wat daadwerklike Christene is. Ons doen nie onsself voor nie, die Here ken my.
Die Here ken my. He understands who I am. He has made me. I am wonderfully made. Hallelujah. So wat is die uniform? So, as ons praat van die uniform met ander, because hy mense met deze wat ons seker maak, hulle was hulle stryk, hulle trek het aan, is mooi gestryk en alles, wat jou verantwoordelikheid is so, jy moet jou self so, jy moet ook gesien word, ons sê, ja nee, die eindetjies by mekaar. Wat is die uniform? Die woord van die Here sê, fruit. Vruchte. Vruchte. Nie vye nie, nie bananas nie, is jong manne, nie vye nie, nie bananas nie, nie aardbeie nie. Fruit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control, fruit, vruchte. Ons erken jou uniform in die Christengemeenskap, in die kerk van die Here, in the body of Christ, ons ken jou deur jou vrugte. En as jy die vrugte het, dan beteken dit jy verstaan die saak. As jy die vrugte het, dan beteken dit jy is hier, maar jy verstaan nie die saak nie. Because daar's 'n verwagting. Daar's 'n verwagting dat I have to grow. Ons stuur hulle crash toe. So hulle klas van die crash, ons stuur ons hulle primary school toe, ons stuur ons hulle hoërskool toe, ons stuur ons hulle university toe, en so aan en so. Jy verstaan die saak, jy het geslaag. Maar verstaan jy die saak? As jy nou nog op diezelfde plek is, en jy soveel woord al gehoor, en jy is nou nog op diezelfde plek waar jy was, jare dat jy doen nie, jy verander nie, jou doings, jou vruchte, ons sien het nie. Jou doings, dit wat jy doen, because jy word gekeken aan dit wat jy doen, dit wat jy doen. Ek wil nie, jy moet met my praat en met my kom verduidelijken sien nie, because jy is een storyteller van formaat. Ek kan nie na jou luister, because jy gaan my convince dat jy is een werkelijke Christen, but God is looking at fruit. Amen. Hallelujah. Fruit. Vruchte. Verstaan jy die saak? Verstaan jy die saak? As jy werkelijk bekeer, because dit die Here vereis, dat jy moet bekeer is. En as jy bekeer is, gaan jy ding operate according to those that know what it means to be bekeerd. Jesus. As dit jy wat hier is, of wat jy een deel van jou gestuur, net om die saak te laat aangaan, zodat het kan lyk, asof, of is jy hier, met jou hart en jou siel. Weet die Here dien. Halleluja. Met my hart en my siel, sal ek die Here dien. Met my hart en my siel, sal ek die Here dien. Met my hart en my siel, sal ek die Here dien. Halleluja. My hart en my siel sal ek die Here dien. Want ek verstaan die saak. Whatever het is wat die Here gesê het, dit is wat ek gaan doen. Die rede hoekom ons baie keer nie kan doen wat die Here gesê het, because ek is nie daar nie, ek stuur 'n deel van my soen toe. Vrees aan my sonde, aan my doubtfulness, and my pride, and my self-righteousness. Self-righteousness. Jy maak sommer dinge reg in jou gedagte. Hy, nee, die is reg. Fruit. Vrugte. Daar word verwag van jou om 'n sekere manier op te tree, because jy verstaan die saak. Die probleem is, ons sit met baie graad 1's. Ons bly in graad 1. Everything else about me graduate, maar ek bly in graad 1. Die probleem is, met jou wat in graad 1 sit, die Here roep ons, He's calling us to a higher dimension. Yes, hallelujah. He's calling you to a higher dimension. How can we go, as jy die enetjies wat agter sit en ons agterhond, because ons bly terugkyk, wanneer kom sy? Wanneer kom hy? Ons bly in graad 1. Ons bly in graad 1. Ons wil
staat tussen jy en die Here, maar nie vir my probeer convince dat jy is. As jy staat tussen jy en die Here, God examines the heart. Die Here kyk na jou hart. God wants all of you, individual. God wants all of you. God wants you to die to yourself. God wants you to die to your gewoontes. God wants you to die to the sonde in your life. God wants you to die to the concept. God wants you to die to the ideas. God wants you to die because He wants all of you. And only when He can use you, then you become useful to Him. And then, while you are busy with kingdom work, God will look after your children, God will look after your household, God will look after your job, God will look after your finances, God will look after, God will look after, God will look after. If you give yourself, I give myself away, so you can use me. Give myself away so you can use me. Hallelujah. God, Here wil nie confused vessels gebruik nie. Failed vessels. That's not, He can use them. But He would prefer not to. He prefer you to get your goedes achter mekaar, so that He can use you properly, so that you can stand in your position. And your blessings can only your blessings can, my sister, the blessing can only come. Die Here het gesê, wag hier. This is your position. When I look for you, I want to hear. Ja, maar Here, ek het gou gaan kyk my kinders is net. I want you. Ja, maar Here, ek moet gou gaan gerese. I want you. You receive your blessings. Baie van ons blessings het gekom. En die duivel staan reg. Lang al gegryp. Because you were not in position. Understanding the story. Understanding the story that God wants me. God wants to use me. God wants somebody who understands. Sien? As jy sê ek is iemand wat verstaan, dat beteken dit die elementaire, die graad 1 goede het jy klaar uitgesort. Né? Juffrou, die elementaire, die graad 1 goede is uitgesort. Dis hoekom sê ek verstaan. Elementary issues. Ons sukkel nog met elementary issues. Ons doen nie die eenvoudige, die maklikste, die eenvoudige. Die naby is hier, die naby is ons moet dit uitsort. Ons kan nie vir die Here wag om te kom. Dis dan by jou. Ook oor en haal het en vryf skoon ja. Dan die duivel kom val veel trap, het maak skoon dan. Ons wag, hoe nou die Here nog moet kom en jou kom goed te kom sê wat jy weet jy moet doen in elk geval. Jy moet dit lang al gedoen, maar jy doen dit nie. Wie wag vir die Here om jou te kom. It's not coming. It's not coming. It's not coming. Jy verstaan nie die saak nie. Maar jou een voet is daar. En jy is warm. Water. Verstaan nie die saak nie. Een is daar, die ander is daar nie. Of 'n stuk van my is daar, ek is daar nie. God wants you. He wants to deal with you. He wants to wash you. He wants to cleanse you. He wants to uplift you. He wants to bless you. He wants to do all those things for you. Jy sê sommer net so nie. Jy is gebless. Yes, hallelujah. Before the foundations of the world, you were blessed. Before the foundation, voor die Here nog nie gaan van die aarde, toe was jy reeds gebless. Jy het gekom, toe was jy gebless.
understand your position. Jy time and chance. Verstaan, dat is een seizoen voor die, dat is een seizoen voor die, dat is een seizoen voor die en andere dingen. En dat is een seizoen, en zo komt al die seizoenen. Zo gaan er allerlei goedjes aan, maar eventually, you have to understand, you have to know. He knows the plans. Woord, net zoals ons praat ons woord. He knows the plans. Hij heeft die plan, maar als jij recht om te kunnen ontvangen van dit wat hij voor je voorbereid heeft, dat is je recht. En je zegt voor je zegt ja, die elementaire, die eenvoudige goedjes, die kleine goedjes, dat je dat klaar uitgezocht. Because God needs to use a mature person. In the things of God, you need to be mature. Je is een melkdrinker, dus je wordt vergeven. Je staat op je vaart, staan op je vaart, staan op je vaart. Ons allemaal. Je staat op je vaart, je staat op je vaart, je staat op je vaart. Eén dag gaat zeggen, hey, kom ik raak een beetje rustig man. Dat ik een beetje rustig raak en even stil dat je net zo iets is vlees. Peter een beetje aan je proef beginnen. Joh, dat is moest die moeite waard. Dat is die moeite waard om die Heer te dienen. Halleluja. Broers en zusters, dat is die moeite waard om die Heer te dienen. Yes, halleluja. Dat is die moeite waard om die Heer te dienen. Broers en zusters, ik hoop dat jullie aandacht. Dit is die moeite waard om die Heer te dienen. Yes, Lord. Die Bijbel belooft op het einde van alles is daar een reward. Daar is een reward. Daar is een reward wat de Heer gestoord heeft voor ons. Al wat het kost is dat ons die zaak moet verstaan. Al wat het kost dat ons onszelf, dat ik met die oude mens laat sterven, dat ik met die oude mens laat doodgaan, zodat die Heer mij kan gebruiken. Amen. Die ene wat die Heer gemaakt heeft, werkelijk waar wat binnen, hij wat binnen jou is, die Heer wil dit laat inkomen en dit gebruikt om jou useful te maken. God wants a useful vessel. Als je useful is niet, kom nog steeds naar hem toe en hij zal je verkoeken doen, hij zal verandering brengen, hij zal je wit was, alles is karla, je zonde is karlakenrooi, hij zal je wit was, zo sneeuw. In de end wil je niet hebben, je moet een somme net zo wees. Die Heer wil je met de somme net zo wees. There's much more to you than what you are having right now. Die goedjes wat ons nou weer, die elementaire goedjes wat ons nou weer struggle, ons sukkel met die daar is baie meer in store. God is calling us to another dimension, to a higher dimension. Die Heer wil ons different goed te wees. Die Heer wil ons goed te wees, because He is vast and groot. He goes beyond your dreams and all those things that you have. Your struggles and alles that. God goes beyond your struggles. He goes beyond all that. He wants to take you to a different dimension. He wants to show you great and unsearchable things that you do not know, that you do not understand. Maar die woord van de Heer zijn Romeinen dat do not conform. Je kan niet zitten en geconformeerd is met dit wat binnen aangaan. Ons verwacht dat je hier binnen is en moet verstaan wat is die zaak, zodat je kan een vernieuwing kan krijgen. Renewing. Die Bijbel praat ons van die renewing of the mind. Je wil je gedachten en zonder dit is dat niks. Because it has to be God that works inside of you. It has to be God that works in your situation.
you have to allow him. Amen. You have to allow him to change. Because daar's baie meer ons toe. Because die woord van die, ons praat niet van die woord, dus die woord van die Here sê, dat is nie oog wat het al gesien het nie. Dat is nie oor wat het al gehoor het nie. En dit het toch niet iemand zijn hart gegaan. Wat het is wat die Here kan doen vir jou, omdat jou lief het. En praat die so mense in die vrymoedigheid van wat die Gees van die Here doen. Praat jy my, ek wil nie met jou goed te praat nie. Ek wil jou nie impress nie. Ek wil jou ook nie kwaad maak nie. Die woord. Because het is die woord wat indring en ek haal uitdruk wat jy daar hoort nie. Amen, de dierbares. Amen. As ons nog met eens dierbares. Halleluja. Al ken jy my nie, like jy my nog dierbaar. Ons is nie veel broer, Jan. Want het is die Here wat spreek. En die Here wil ons bring tot a new understanding that He ultimately knows you. He knows you. He knows you. He knows you. He knows me. He knows you. Alles wat jy doen, jou gedagtes soos het is daar, alles wat jy jou gedagtes gaan, alles, die secret, ons kan ons sê, niemand ken die secret, jy ken aan jou secret. Hoe niemand ken die secret, jy ken aan jou secret. As niemand wat weet, ja, jy weet, daar is iemand. God wants to bring us, God wants us to come over. Dames en heren, is hier nog met mij, en wil klaarmaken. Maar draai mij toch net oor die wenstreep asseblief. Draai mij oor die wenstreep, dan weet je zo leuk, ik hardop alleen. Het is nog zo'n wedstrijd die soms allemaal is aan die wedstrijd. Zo, op, blijven die bad. Gaan, staan op, ga maak jezelf schoon doen, zodat je goede maakt recht wat je recht moet maken. Die eerbaarheid, bring die eerbaarheid terug wat die Here soek van jou af en dan gaan jump in die bad. En gaan springen. Dames en heren, die dierbaar is hier nog met me. Die Here wil hê met nie op langs die val hè. Spring in die water. Because het is 'n geloofsaak die. Is 'n geloofsaak. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Spring net in. Because hy sê spring in. Geloof. Ek maak dalk die sin geloof. A higher dimension. As ek nou net wil gou klaar maak, ek wil gou klaar maak. Met die staat van Cornelius in Handelinge 10, Acts chapter 10, daar's 'n man Cornelius, die man is daar, die man doen goed en whatever, die Here sien dat die man, hy verstaan die saak, hy verstaan die saak, hy help die mense, hy gee kos weg en hy is goed met mense en alles die, maar hy is 'n ongelowige. En die Here sien ek nee man, hy doen dan wat die ander Christene nie doen nie. So hoekom kan hy dan ontvang van my af? Because I'm the one who created him anyway. So nou was die man Cornelius, my sister, kan ons net gepraat met die Cornelius. So Cornelius is 'n man, 'n devout man en alles die man bid gereeld en alles, goed aan die Here, en hy al ken hy regtig die Here is volgens die Bybel. En die Here gee hom 'n vision en sê, okay, stuur my manne, dat hulle hier gaan Joppa toe, sodat hulle daar 'n man gaan noem, sy naam is Pieter en alles, en dan het is, okay, die manne maak gereed en daar gaan hulle, Pieter is besig, en daar kry Pieter vision, en hier kom die lakens, die man sê hy is honger, Pieter sê hy is honger, en die Here laat, daar is 'n laken wat kom in die lakens, dat is allerhande diere, die in die Ou Testament, jy kon nie enige ding eet en alles die, en die man sê, nee, Lord, but I haven't, ek het nie goede wat unclean is nie. En dan die Here sê, nou, moenie goede sê reg wat ek vir jou gesê het is reg nie. En dan gaan die dan 1, 2, 3 keer gebeur het, en achterna kry Pieter die boodskap nie verstaan, en toe sy nog besig was om te bid, kom die man en sê, hey Pieter, wat soek jy onder? En daar kom die tafel en sê, hey Pieter, ons het gekom, Cornelius, ek ben gestuur, en sê vir jou kom haal, en alles die goede, en ook die man sê, okay, jy kom van ver af, kom rustig op die kiek, ik kom een beetje water, een beetje koffie en alles die wat bij mensen die doen. Ons is christenen, juffrouw, ons is christenen, ons is well-to-do christenen en alles die mensen komen naar bij huis en alles die offeren eerst een glas water. Is bang niet, maar die koken is die, nog meer een glas koken en je rijdt die ei koken nog. Die ei koken, die check, eerst die glas, en gelijk koken.
Ons kan eens mensen van laten vastkopen, dat is aanbieden. Christenen van vandaag, maar anyway, ze zien nou Jezus, dat we terug gaan naar Pieter toe. Net ook verloor Pieter die boodschap. Zo Pieter kreeg die boodschap en zei, man, ik op slaap jullie, rust jullie, morgenochtend vroeg je op en gaan ons die kant toe. Volgende ochtend gaan Pieter, hier zijn die mannen terug naar Cornelius toe. Cornelius is niet geredde mensen, is niet christen, is een Jew, is een Gentile. Zo die man tegen die zegt, voor mij, doe de voeten van die Heer zo gevaren. Ik ken je, moet doen. Dat is een beetje van niet. Maar ik en u moet doen. We doen het niet. Maar hij man doet het zo. En dan komt die man. En dan komen we eraan. En Pieter kreeg, joh, dat is bij mensen die zo. Mensen bezig. Mensen, Cornelius zeggen, kom jullie man. Ik verwacht iemand. Zo'n goed man. Die Heer heeft een vision gekregen. Kom jullie man, kom. En dan komt Pieter en zegt, joh, maar ik ben sorry man, Cornelius. Dank je toch, Cornelius moet nog afgaan. Hij zegt, nee Cornelius, staan op man. Ik is net een mens zoals jij man. Ik weet nog waar we al die formalities en alles zitten. En dan denk ik, oké. En dan Pieter die man staat en zegt, hoor man. En die man verdedigt, ja, die vision en alles die gekregen. Dat ik voor jou moet roepen en alles die goed. Maar toen zei Pieter, hoor man. Verstaan die hier dan, hij is een Jew. Hij is een Gentile. Zo ons kan niet indruk bij elkaar komen. Ons kan niet recht om in je huis te trainen, because ons is hier hetzelfde. Maar hij zei, maar ik heb een vision gekregen dat de Heer verdedigt toe voor mij. Ik kreeg toen die dingen dat de Heer zei. Moet je niet discrimineren tegen mensen. Moet niet discrimineren tegen mensen. Als ik je stuur, dan ga je niet van doen dat je moet doen. Dan doe je wat ik geforceerd dat je moet doen. Wees gehoorzaam aan die woord. Wees gehoorzaam aan Jezus. Wees gehoorzaam aan die Heilige Geest. Wees gehoorzaam. En Pieter verdedigt die zaak en alles die, en zoals Pieter ook bezig is, hier komen ze op die grote en belangrijke punt. Terwijl die man bezig is, het ding wat net gebeurt met die Joden, gebeurt toen aan de Gentile reis. Die Heilige Geest daalt toen neer op die plek, op allemaal wat daar, waar we zelf bevinden in de huis van Cornelius. Why is this story significant? Because we as Christians, we as brothers and sisters, we as the gemeente van die, we have to be devoted en ons moet oortuigend wees in onze aanbidding van die Here. Sodat die Here in die mix kan kom van onze omstandighede. Onze omstandighede, onze dinge, onze goede. But God is not there because we are not devoted, we are not sincere, we are not, ons is nie oorgegee, ons dien die Here nie met oorgawe nie. Ons dien die Here met motives, ons goedjies. Ja, laat ek maar net gaan en laat ek maar net my ding gaan doen vir die week. Ek was daarom in die kerk. Die Here soek hulle wat verstaan dat we have to worship in spirit, and we have to worship in reality. God is looking, Jesus ook al Isaac regelmatig gepraat met die Samaritaanse en sê that God is looking for those who will worship Him in spirit and in truth. So met andere woorden, en alles wat je doet, dan moet waarheid wees, dan moet eerbaarheid wees, dan moet oortuiging wees, dan moet skoon hande wees, leer hande, zodat als die Here jou gee, zodat je kan ontvangen. Dan moet een hunger wees voor higher dimension, voor dingen wat ik nog nooit gezien heb. I want to see something that I haven't seen before. Because in die koninkryk van die Here, signs, miracles, wonders is common. Because that is what God does. Dit is wat die Here doen. Signs, miracles and wonders. But ons struggle om het te zien because hoeveel van ons dien werkelijk die Here in gees en in waarheid? Hoeveel van ons verstaan die zaak met onze
basis, onze fondatie schoongemaakt. En doen wat ons moet doen, gepolished, we hebben op knieën gegaan. En gepolished. En die oude dagen weet ons, die vrouwmensen, weet ons die evidence was gezien was van hulle wat ons weet ons niet verbrei is. Wat die niet verbrei is? Je kan hy knieën zien. Zoals ons geestelijk jou knieën zien. Hoe raffelt en hoe gekrap en hoe asfaal is jou knieën in die geest. Met andere woorden, jy is iemand wat die Here werk kan bid en jy gaan op die knieën, jy bid hom en jy bid tot hom. Jy bid vir jou, jy bid vir jou familie, jy bid vir ander, jy bid vir die neighbors, jy bid vir die kerk, jy bid vir die werk, jy bid vir die polisie, jy bid vir die government, jy bid vir alles. Dit wat, aan die ander kant, dit wat die gees van die Here na jou toe bring, bid oor dit. Because die Here sal vir my gebruik, bid jy oor die government, die Here bring, bid jy vir, and that's why the gathering of the saints. The gathering of the saints. Zodat die Here elkeen kan gee, zodat die huis kan staan. Enetjies by die pilaar, enetjies by die venster, enetjies by die deur, die kosyn, enetjies by die dak, enetjies. Hoe ek geniet myself vandag in die Here, mense. Halleluja. Dat is naam van die Here. En helaas, maar die Here is nog steeds hier. Die Here is op die troon. Die Here kan as simpel mens soos ek gebruik. Mag blink my heen tot voet, mense. Dit kan voet. Maar ons vind vrede in die Here. Ons vind vrede in die Here. Because hy is ons Here. Ons is lief vir hom en ons wil hom aanbid. En wil hom dank vir dit, vir my wat hy gecreëerd het. Vir jou, because hy vir jou gecreëerd. Elke van ons het hy gemaakt met een plan. Met een plan. Daar's een plan van die Here. So, you need to allow God to use you so that you can help me. I need you. You need me. We all are part of God's body. Wanita Bynum, hindi ka for Wanita Bynum too. I need you. You need me. We all are part of God's body. Yes, amen. Ek dank die Here vir die boodskap, ek dank die Here dat hy my 'n kans gegee het om te praat, dat hy gebruik het vandag. Ek dank die Here vir elkeen van u. Ek dank u vir die ore. Ek dank u vir die geleerde werk. Ek is dankbaar vir die gemeente. Dankie pastoor, dankie juffrou, dankie pastoor, dankie juffrou. Dankie name. Halleluja. Dankie as jy nou nie was nie met wie so ek gepraat het. My suster. Halleluja. Let us get our house in order. Halleluja. When you deal with this house, God will deal with this house. Yes, hallelujah. Another dimension. God wants to take you to another dimension and another dimension. But be ready. Laat ons nie jokes maak, laat ons ernstig raak, because die Here Amen. is nog steeds hier. Jesus. Ek dank die Here vir sy woord. Amen. Halleluja. Halleluja. Christina, as jy wil wat sê, jy sit nog by die bad. Die tyd raak min, jy kan daar die bad sit. So, samen ons sprong in die bad van Baptista. Die bad word verroer. Sprong in die bad van Baptista. Die bad word verroer. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Sprong in die bad van Baptista. Die bad word verroer. Sprong in die bad van Baptista. Die bad word verroer. Die waren dat ons sommer die offers in die brengen. Halleluja.